jouself? Ons gaan vir die volgende rukkie, nee, dit gaan heel goed hier. Ons geniet nou weer die winterweer wat so 'n bietjie deurkom in die Kaap, maar kreatiwiteit is 'n snaakse ding. Mense het baie interessante persepsies daarvan. Mense dink, kyk, dit is mos nou die mense wat skilder en die mense wat kunstig is, wat kreatief is, maar ons onderskat eintlik hoe ons dit kan gebruik in ons eie lewens. Ja, ek onthou toe ek begin het 150 jaar gelede met kreatiwiteit, was dit feitlik net so, as jy die naam of die woord gebruik het, kreatiwiteit, dan het mense gedink aan ouens wat daar staan en skilder of binne die kunste funksioneer of so. En is dit dan nog in hoë mate so. Ek meen, ek het die ander dag weer gehoor onderwyseres praat van hoe hulle kreatiwiteit ontwikkel in die kindertuin, en toe is dit eintlik maar net die kunste ontwikkel, nie kreatiwiteit nie. Jy sê maar, dat kreatiwiteit het eintlik te doen met hoe mense dink. En hoe jy anders dink, en hoe jy kan nie dink, en vars dink. En dan kan het gebeur, het kan manifesteer op enige terrein. En dit is die wonderlik, my ervaring oor baie lang tyd nou, die heerlikheid van kreatiwiteit. En dis hoekom het so inklusief ook is dat jy kan sosiale soort kreatiwiteit, met ander woorde, jy het 'n kreatiwiteit wat jou 'n wonderlike soort mens maak. Jy kan uitreik, jy kan mense lok en aantrek. Die onderwyser wat daar voor 'n klas staan en hierdie soort aantrekkingskrag het, sosiaal, kinders kan dat kan betower en so. So dit is 'n soort kreatiwiteit. En dan jy kreatiwiteit wat met dinge te doen het. Jy weet, dinge te vernuwe, produkte te skep. Is uitwyd, en dan kry jy ja, jy sê, hier en daar ouetjie wat rugby kreatief is, maar hulle is wel min, hulle is baie dun gesaai, maar hulle is ook daar. Hoekom sê jy is hulle dun gesaai? Ek sou dink as jy op baie veld is, moet jy maar altyd op 'n manier kreatief kan dink, of hoe? Kom ek sê gou vir jou, ek weet nie of jy nou Saterdag gekyk het, WP teen die Bulle, en ek kyk nou, ek woon hier in Pretoria, maar ek is 'n Kaapenaar, so ek kan nie anders as om WP ondersteun as dit. Maar as jy nou daai wedstryd, dat is my nou 'n perfekte voorbeeld van sterk, goeie ouens wat 'n wedstrydplan het, wat 'n struktuur het, wat fiks is en wat alles is en wat nergens kom nie. Hulle speel hulle dood, maar hulle kom nergens nie. Jy weet, ek het daar 'n stuk daaroor geskryf onlangs waar ek sê jy het hierdie voorspelers wat vir 'n kwartier op die lyn probeer om oor die lyn te gaan. Hulle doen dit oor en niks gebeur nie. Hulle verwag op, hulle doen dieselfde ding oor en oor, dan gaan daar iets wonderliks gebeur. Daar is 20 maniere om oor daai lyn te kom. 20 ander idees wat hulle moet, maar hulle het dit nie. En rugby, wil nie rugby gesels nie, maar struktuur en planne is hoofsaaklik met verdediging te doen. En aanval het te doen met kreatiwiteit. En dit is waar ons hopelik platval. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie na die verskil tussen kreatiwiteit en innovasie. Jy het nou gepraat byvoorbeeld van, kom ons sê, nuwe produkte of nuwe idees. Daar is baie verwarring. Ek baie oral rond reis en dan vind ek dat in maatskappye is daar feitlik altyd 'n groot maatskappy het innovasiespanne. Maar jy weet, dit is net nonsens, want jy kan nie innoveer as jy nie kreatief is nie. En ek dink daar moet mense dit baie duidelik is, want jy kan nie 'n nuwe foon gaan ontwikkel, for that matter, as jy nie 'n kreatiwiteit het, as jy nie nuwe idees het, as jy nie al die buigsaamheid in jou kop het, om uiteindelik daai nuwe, so kreatiwiteit kom voor innovasie. Jy moet eers jou brein skerp hou, jy moet dit vars hou, jy moet dit oefen, en dan gaan dit in innovasie wat baie meer 'n proses is, waar jy iets vat en jy bou dit uit en jy spandeer tyd daarmee en jy sit details by, ensovoort, om uiteindelik by 'n produk uit te kom. En ek dink dit is wat die mens ongelukkig vind, en dit is oral, dat jou innovasies verswak. Die afgelope 15 jaar het ons dit gesien, omdat daar nie genoeg klem op die kreatiwiteit van die mense is, wat in daai spanne is nie. Dit is hier op RSG. Kom ons kyk hoe ons kan nou jou kreatiwiteit verbeter. En hoekom is dit iets dat 'n mens op moet fokus? Is dit nie maar net in jou of dit is nie? Ja, jy weet, as geen twyfel, jy kan maar, ons doen baie keer navorsing oor die topmaatskappye in die wêreld, sê die top 20 of so. Dan word die vraag gevra, hoekom is hierdie maatskappy so goed? Hulle is konstant goed. En dan kry jy altyd 'n lysie van wat hulle vir jou gee oor waarom hulle goed is. En reg bo staan 'n paar dinge. En een van die dinge wat altyd reg bo staan is omdat ons mense wat vir ons werk is meer kreatief as ons oppositie daar buite. Ons is meer kreatief. Ons dink vas, ons het 'n omgewing waar mense toegelaat word om met ander hoeke dinge te benader en so. Daar's geen twyfel. Ek het geen twyfel dat die cutting edge wat vir jou daai iets bo gee, die eerste wat jy nodig het, is kreatiwiteit. En ons sien dit ook, besigheid, sport, onderwys, daar's geen twyfel nie. En
en soos jy pas ook genet genoem het, weet jy, weer eens die heerlijke van dis ook vir my so genot is, om so lank in hierdie wetenskap te staan, is, omdat dit so ontwikkelbaar is, as ek dit so mag noem, en dit maak nie al waar jy vandaan kom, wie jy is, hoe oud jy is, ons het baie dikwels ouer mense, whatever ouderdom ook mag beteken, vat ons deur ons kursusse, en dan kry jy mense van 77, wat vir die eerste keer in hulle lewe begin hulle besigheid, hulle geoog aan op ou van 80 skryf sy eerste boek, en sê vir my, mens het 60 jaar gelede gedoen. Dit is altyd sluimerend in 'n mens. In feite, ek weet hierdie ding het ek al baie gepraat oor geskryf, oor dat 98% van 0 tot 3-jarige kinders oor die hele wêreld, ons het in 15 lande die navorsing gedoen. 98% het kreatiwiteit op 'n superieure vlak. Ons verloor kreatiwiteit. Die wêreld waar ons groot word, ons ouerskap en onderwys en al daai dinge, weet, vat dit half, gee ons nie die geleentheid om daai kreatiwiteit uit te leef nie. En op 10 jaar is dit nie meer 98% nie, dit is net 32, so iets groots gebeur in daai jare. Jy weet, ek sê ek wil hierdie meeste ouers regtig wel probeer goeie ouers wees, maar die beste is maar so semi-useless, jy weet, en hulle is net nie ingelig, wat om te doen met daai kinders, Ja, maar om my kreatiwiteit te bly stimuleer nie. Ek wil jou nou nie rede van die Kobus, maar dis die ding, moenie daar vat nie, moenie daai nie, want ons wil ook mos seker wat outomaties ons kinders beskerm, maar nee my kind, jy kan nie so vinnig hier hardloop nie, nee, jy moet skoene aantrek, jy mag nie kaalvoet loop nie, al daai tipe van goed. So, maar ons kan ook nie heeltemal ophou daarmee nie, wat is die balans? Ja, korrek. Jy weet, in plaas van te sê moenie, want ek het reg gesê, ek weet nie wat, maar dit was, daar's 8 moenies vir elke 2 moet, so, vanaf, as jy kind begin ontdek, ek gebruik altyd die voorbeeld, hierdie is 'n goeie voorbeeld, as 'n kind 10 maande oud is, nee, die natuurlike kind, gaan jy op die vloer neersit, en daai kind gaan na oral rondbeweeg, dit is so, jy onvoorspelbaarheid, dit is wat jy is, as jy 10 maande oud is, nou is jy volwassene, is jy totaal voorspelbaar, maar okay, nou gaan die kind rond, gaan onder die tafels en kom uiteindelik daar by die kant van die kamer, by die edge uit, nee, en wat doen die ma? Wat doen alle ma's hou hierdie situasie vir 'n tydjie tot dan gaan haal die ma die kind, en die ma bring die kind nou terug, en dan na 'n tydjie gaan die kind maar weer, want die natuurlike mens wil ontdek, wil gaan uitvind, en as jy so onder hierdie tafels wil onthou net vir 'n 10 maande ou kind is dit half, is donker, is moeilik, jy vermoed om dit te kan doen. So alles is daar, die pakket is daar as jy 10 maande oud is. Maar nou bring jy maar die kind aanhouding terug. En later word sy verder van wat doen sy? Sy gaan haal klomp kussings, sy kussentjies om die kind en dan bly die kind in. En dit is wat ons dan doen op ander maniere, soos die kind groot. Ons sit die kind in hierdie klein ding, in plaas daarvan om op jou knie te gaan en saam met die kind te ontdek, as daar gevaarlike goed is om hom te waarsku daarteen terug te hou. Maar ons doen nie dit nie. Natuurlijk moet die mens waarsku teen allerlei dinge en jy moet, maar ons doen dit verkeerd, ons vat dit totaal weg en dan is daar geen ontdekking nie. En dan kry die kind sy eerste inkleerboek, eerste ding wat ons sê, jy moet binne die lyne inkleer. En jy is wat doen as jy buite die lyne inkleer. Hoe kom jy dit doen? Ek meen, why? En so alles is, bring ons terug na daai, soos ek sê, binne daai kussentjies. En daarom het ons wat ons het, dat ons 'n dag in die wêreld so sukkel om groot probleme op te los, die groot konflikte, ons kan dit nie oplos nie. Dit is ons kreatiwiteit is net nie daar nie. Is Dr. Kobus Netling wat so gesels. So gepraat van kinders, Kobus. Cecilia Bastian sê Kobus Netling was my JG Meyering skool onderwyser. Sy eerste onderwysklas het aan sy lippe gehang. Ongelooflike mens. So jy weet hoe jy die klaskamer beheer met balans, né? Vir hulle gesê jy mag nie by die deur uit nie ensovoorts. Moeilik om daai balans te hou. Kobus, bly vir ons net daar waar jy is, net hierna net vinnig oor wat kreatiwiteitsvaardighede is. En dalk 'n paar praktiese oplossings van hoe ons dit kan ontwikkel by die huis. Goed. Maatskappye in die Verenigde State en dat van daardie top 300 het geen missie of visie gehad nie, maar hulle is self geskoei op kreatiwiteit. So meer as 200 van die top 300 maatskappye het besef, jy kan nie jouself vasknoop deur eenvoudige reëls nie. En ek dink dit sluit seker maar aan by kreatiwiteitsvaardighede. Absoluut so. Jy weet die eerste ding wat ek geleer het daai jaar is toe Dana Poltorm se klas gesit het. Hy het gesê mense moet onthou dat creativity, so sê woorde gewees, is teachable and is learnable. En ek dink dit moet dit uitdraai die boodskap. Jy kan dit vir mense leer en dit kan geleer word.
En daar's 'n klomp vaardighede. Weet as mens nou kreatiwiteitstoets sou skryf, jy's die een wat Torrens ontwikkel het, daar's al 'n klomp vaardighede wat getoets word en wat jy dan kan ontwikkel. Maar as ek nou so 'n paar kan noem wat amper nou die hoof vaardighede is. Die eerste ding wat 'n kreatiewe mens op 'n maatskappy moet hê, in Engels praat ons van fluency, Afrikaans seker vlotheid. Met ander woorde, jy moet baie idees hê. Jy moet meer idees hê as die mense om jou in. Ek het nou gevind deur die jare, dit is seker die maklikste van al die kreatiwiteitsvaardighede om vir mense te leer en te ontwikkel. Maar ek het 'n ou Russiese so vreemde ou kollega Andrea Leinikov, nou hy die woord mega creativity het hy nou ontwikkel en uitgevind. En hy waarborg jou, as jy 2 dae by hom sit in hierdie proses gaan, dan gaan jy op die einde van die tweede dag, laat ek miskien net 'n stapie terug gaan. Ons vind as ons 'n groepies het en ons sê vir hulle, okay, wat kan jy met 'n glas doen? En jy sê hulle so 10 minute. Dan vind jy die gemiddelde mense kan so in 10 minute so 12 of so idees na vore kom. Hoe meer jy hulle wys tegnieke om met meer idees na vore te kom, dan groei dit dramaties. Dit is eintlik dramaties hoe hierdie idees uit jou uitkom. En met mega creativity het Leinikov gevind dat hy sê na 2 dae kan 'n mens 'n miljoen idees uit jou kop uitkry. Jy kan dit net nie vinnig verbaliseer en praat, maar jy het dit. Jy kan dit uitstroom uit jou kop uit. So die eerste wat 'n mens moet na kyk is vlotheid. Jy kan nie altyd terugval na die ou idees. Die tweede ene is buigsame idees. Nou, ek wil nou nie fancy raak vanoggend, maar in Engels is dit fluency en flexibility. Nou kom ek gewys gou sê oor die verskil is. As ek jou vra wat kan jy met 'n glas doen? En jy sê vir my, ek kan nou water uit hierdie glas drink en ek kan koeldrank uit hierdie glas drink en ek kan bier uit hierdie glas drink, ek kan wyn en so. Kyk, dis vlotheid. Dis baie idees. Maar dis nie buigsaamheid nie, dis nie flexibility nie. Maar dis dieselfde soort ding. Jy drink uit. As ek nou weer sê wat kan jy met 'n glas doen en jy sê, okay, kan hy drink, ek kan sand daarin sit en ek kan 'n plantjie plant, ek kan dit omdraai en gebruik as 'n hoed vir 'n pop, of ek kan dit breek en gebruik as 'n wapen. So gaan jy aan en aan. En met hierdie buigsaamheid, dit is ongelooflik as jy daai hoek vat om verskillende dinge te begin doen. Dan kom jy ook by die volgende vaardigheid wat oorspronklikheid is. Wanneer daaruit kom dan die aha-idees. Wow, die nuwe idees. Daar is baie maniere om mense te leer om by daai aha's uit te kom. Ek weet regtig nou 'n paar minute kan ek dit nou nie doen nie, maar daar is baie maniere om weer die koneksies te maak of die dinge om te gooi. Jy weet, ek dink daar nie ouens wat die pizzas delivery service begin het. Hulle het gepraat van reversal, 'n omdraai tegniek. In plaas dat jy stap na 'n winkel of na 'n plek om pizza te koop, bring hulle die pizza na jou toe. Hulle keer die proses om. En hierdie afleweringsdienste op die manier het begin. So, kom ek gee nog een vaardigheid en daar's nou 'n hele klomp. Die een vaardigheid wat nog 2 gee. Die een is wat ons noem essensievaardigheid. Essensie beteken jou vermoë om deur al die nonsens te gaan en boem, te presies te weet wat is hier aan die gang. Met ander woorde, wat ons sê, jy kan nie 'n probleem oplos, jy kan nie met oplossings kom as jy nie die essensie van die probleem eers weet nie. En dis waar die meeste individue en maatskappye verkeerd gaan. Hulle betaal miljoene soms aan oplossings wat uiteindelik nie werk nie, want dit nooit die essensie verstaan nie. Dis hier, maar die ander een wat baie swak is in Suid-Afrika. Die Engelse term is resistance to closure. Dit beteken net, as jy kreatief wil wees, moet jy hierdie brein van jou oophou. Daar moet 'n openheid bly. Jy moet nie te gou sluit nie. Ons is geneig om in Suid-Afrika, ons sluit vinnig. Ons sien 'n gesig op televisie, dan sê ons, skakel af, wat die kyk nie. In plaas van ons sê, kom ons kyk nie, miskien leer ons, hoef nie saam te stem nie. Of jou kind kom na jou toe op 'n Vrydag en sê, pa, ek wil vanaand 12 uur by die huis sit, maar die reël is miskien 10 uur, as jy nie kan nie. In steede daarvan om net te sê, kom ons luister, kom ons bly oop. Die woord wat gebruik word hier is inkubeer 'n bietjie. En ons is baie swak. En dit verhinder ons in Suid-Afrika om regtig ons hierdie hoë vlakke van kreatiwiteit te bereik. Ons sê baie dankie aan Dr. Kobus Netling wat vir ons gestimuleer het vanoggend hier. Ons gaan by 'n latere geleentheid weer met hom gesels. As jy dalk 'n eiertjie te lê het, stuur gerus 'n e-pos na brink@rsg.co